van? Wat is die naam van en waar ben je in Khayelitsha? Ik bly nie in Khayelitsha nie. Dit is die groot probleem wat jy nou gaan hê. Maar my naam is Anwar Inquis. Kan u vir ons vertel oor die goede wat meer kos as wat hulle tevore gekos het? Kos en dienste. Kyk, kospryse het almal opgegaan. Dit kos nog veel meerder om 'n sakkie kruideniersware te koop as wat dit van tevore gekos het. Dit is amper dubbel die prys. Is u bekommerd oor hoe die pryse dit swaar maak om dagelijkse lewe te bekostig? Ja, natuurlik kan ek bekommerd wees want daar's baie mense wat dit nie sal kan bekostig nie. Want soos die pryse van kos opgegaan het salarisse nie opgegaan. So mense verdien nog altyd dieselfde geld as wat hulle verlede jaar verdien het, maar die prys van kos het gestyg by amper 100%. Van u ervaring af, wat is die main redes hoekom het swaar raak om meer hoekom het meer duurder raak om in algemeen te kos te bekostig? Daar's baie faktore wat dit affekteer. Soos vloeistof, petrol, elektrisiteit wat gestyg het, transport omkoste vir die mense om in en uit te gaan waar hulle van hulle blyplek na werk toe en weer terug. So almal daai kos hulle meerder geld, maar hulle verdien nie meerder geld. En natuurlik gaan ons almal bekommerd wees daaroor want daar gaan meer en meer mense dan ewen as hulle werk het nie kan bekostig om kos te koop vir hulle families. Het u enige oplossings vir die situasie? Kan oplossing wees vir die toekoms? Ja. Daar is nie eintlik 'n oplossing in sig nie, want hoekom is alles is beheer oor goed wat die onnodige beheer is nie. Soos vloeistof, petrol, elektrisiteit, munisipaliteit, water, sulke dinge. Dit is nie ons beheer. So daar is eintlik 'n oplossing. Tensy ons betaal werkmense meerder oor die algemeen. Maar dit gaan ook nie finale oplossing wees nie, want dan kan nie, as ons meer mense meer betaal, dan kan die pryse weer op. Dit is soos 'n nachtaniek. Dankie vir die tyd. Okay. Ek het